Vang jy jouself soms waar jy rondom jou kyk en wens jy het meer gehad? Wens jy dalk 'n ander lewe gehad? Jy wens jou omstandighede het anders gelyk. Nou dit is 'n baie algemene menslike belewenis vir ons almal. Paulus, wat ook 'n mens was nes ons, hy skryf in Filippense 4 vers 12 en 13: Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Weet jy dat een van die grootste begeertes wat die Here het vir jou lewe, is dat jy sal lewe met vergenoegdheid. Bid saam met my hierdie volgende: Jesus, ek ontvang u vergenoegdheid. Dit kom van u hand af. Bid dit nou in jou eie woorde. Die Here het elkeen van ons gemaak met 'n verbeelding, 'n verbeeldingswêreld, om die toekoms te kan sien wat nog nie is nie, om die Here se oorvloed raak te sien in jou toekoms. Ek wil jou nooi om jou verbeelding vir 'n oomblik te gebruik. Sien jouself, jou lewe van vergenoegdheid. Hoe lyk jou lewe van vergenoegdheid? Hoe sal dit voel om tevrede te wees met wat jy het? Hoe sal dit voel om tevrede te wees met wie jy is? Jou persoonlikheid, jou brein, hoe jy lyk, dit is genoeg. Ek is tevrede. Sien hoe jy deur die strate stap en mense sien wat iets het wat jy nie het nie, maar jy is tevrede met wat jy het. Jy is tevrede met wie jy is. Gebruik jou verbeelding en sien hoe jou lewe lyk, 'n lewe van tevredenheid en vergenoegdheid. Nou wil ek hê jy moet 'n baie eerlike gesprek met die Here hê. Wat het jy nodig van die Here om tevrede en vergenoeg te kan wees? Die Here verwag nie jy moet op jou eie krag net bloot vergenoegd wees nie. Hy nooi jou uit om dit in sy krag te doen. Daarom praat met die Here, wees eerlik met die Here. Wat het jy nodig om vergenoeg te wees? Paulus het hierdie geheim van vergenoegdheid ontdek wanneer hy eindig met: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nou ek gaan hierdie waarheid 3 keer saam met jou bely oor ons lewens vandag. Ek gaan dit sê en dan herhaal jy dit agter my aan. Ek glo dat terwyl ek en jy hierdie waarheid kan herhaal, dat dit in ons gedagtes in sal sak in ons harte, dat ons 'n dieper vlak van geloof en verhouding met die Here kan hê. Herhaal dit agter my aan. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Nog 'n laaste keer. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Here, dankie dat u krag saam met my is, binne in my is. U gee vir my krag vir alles, Here, in my lewe wat ek dalk vandag in die gesig kan staar. U gee ook vir ons krag om vergenoeg te wees. U is met ons. U is by ons. Here, vandag laat gaan ons van hierdie idee dat ons sal ewig alles op ons eie, op onsself moet doen. Ek nooi jou, laat gaan hierdie idee dat jy dit op jou eie en self moet doen. Sien hoe die Here jou kom vul in hierdie oomblik met sy krag. Terwyl jy uitasem, sien hoe jy oorgee aan die Here. Terwyl jy inasem, sien
dit as 'n teken van die Here se krag wat jou lewe vul. Nou wil ek jou nooi, kom ons draai ons fokus ook na ander mense. Dink aan iemand wat jy mee saamwerk of wat by die skool is. Dalk is dit iemand saam met wie jy sport beoefen. Dalk is dit ook iemand wat jy so effens mee in kompetisie is. Bid vir hierdie persoon dat die Here hulle sal seën. Bid vir seën en bonatuurlike voorsiening vir hierdie persoon. Dankie Here vir u krag. Ons stap vandag in geloof met ons kop omhoog, want ons weet dat ons tot alles in staat kan wees deur u wat vir ons die krag gee. In Jesus naam. Amen.